Vandag gesels ons met ekonom Theo Vorster wat Suid-Afrikaners inspireer met sy insigte oor finansies, sake en slim geldbestuur. En welkom ons vandag, Theo. Hallo Corneille. Theo, ja, ek het al baie gesels deur die jare en vandag oor nisboere spesifiek wat my baie na in die hart lê. Maar sommer so met die wegtrekpunt, nisboere vir iemand wat dit oorweeg as 'n opsie, is dit riskant? Dink jy dit kan lonend wees? Corneille, ek dink ons onderskat baie keer die rol van nisboere. Onthou, dit is niks anders as 'n klein sakeonderneming wat gefokus is op 'n spesifieke produk. Ja. So vir my is altyd die eerste punt dis goed om te sê jy het 'n idee, daar's 'n nismark. Wat jy jouself moet afvra, is daar 'n mark in daai nis? Ja. Dit wil sê, kan jy 'n besigheid doen in daai mark? Ja. En dit is krities belangrik. Die tweede punt is, jy moet kennis hê. Ek sien te veel keer praat ouens van 'n idee of van 'n konsep of van 'n produk, maar hulle het nie regtig kennis nie. En as jy nie kennis het nie, gaan jy foute maak. Ja. En dan gaan dit net 'n kwessie van wat gaan jy betaal vir daai foute? Ja. En kan jy die fout bekostig? So, gewoonlik nie, ja. Gewoonlik, veral as dit 'n eerste of 'n tweede geleentheid is, gewoonlik nie. So wanneer jy dit begin, dis uitstekend om 'n idee te hê, dis uitstekend om dit te begin, maar begin sodat as jy 'n fout maak, jy kan dit bekostig. En jy kan dit herstel. Ja. En jy kan weer terugkom. En dan moet jy altyd waar mense die fout maak is, jy moet weet, waar's die kasregister? Waar's die til? Ja. Wie's die koper? Ja. Onthou, as jy kommersieel boer op skaal, weet jy, daar's 'n klomp ouens wat altyd die vrugte eet. Ouens wat die groente eet. Ouens wat die graan gaan eet. Ouens wat die vleis gaan eet. 'n nisproduk het jy nie daai groot til nie. Ja, jy het nie daai betaalpunt nie. Ja. En jy moet gaan uitvind wie is daai betaalpunt en is daar genoeg koopkrag om dit vir jou sinvol te kan doen om jou produk te verkoop. Dis bewetende waantoe ons land op pad is, hoeveel mense in ons land, en ons is 'n redelike landbeland ook. En ek weet jy's baie betrokke gewees met Capitec Bank deur julle koffiekapitaal, en ek het 'n boek gelees wat ek kon verstaan is hulle het 'n groot besigheid gebou deur na mense te kyk wat ander mense dalk op 'n stadium nie raak gesien het en uit baie bietjies hierdie massiewe kom ons sê bank gebou. Maar is dink jy dieselfde kan geld in Suid-Afrika as jy kyk na nisboere en kleinboere waar baie massas van hulle ook kan begin 'n ekonomiese bydrae tot Suid-Afrika lewer? Verseker, Corneille, verseker. Kyk, onthou toe Capitec begin het, was die 4 groot banke reeds daar. Ja. Hulle was reeds dominerend Ja. en almal sou vir jou sê daai 4 groot banke domineer die hele mark. Ja. Jy kan nie begin met 'n mark en toe begin jy in 'n mark vir ouens wat nie regtig geld het nie. So jy begin 'n bank snaaks was. vir mense wat nie geld het nie. Ja, ja. En vandag is hulle groter Ja. as meeste van die 4 banke. Ja, En die verskil is, hulle het gaan kyk waar daar 'n geleentheid is. Hulle het die sakemodel gebou binne daai geleentheid en toe het hulle hom uitgerol aggressief. Ja. So ek dink dieselfde gaan vir landbou. Ons het baie mense in Suid-Afrika wat almal eet en almal gebruik landbouprodukte en almal dra klere en almal is in die landbousektor op een of ander manier 2 of 3 keer 'n dag. Ja. En daar gaan altyd geleenthede wees in daai mark. Yes. Want jy weet jy die koopkrag. So die kuns gaan wees is vind iets waarvan jy baie hou. En onthou, jy kan nie 'n besigheid begin as jy nie self daaraan glo nie. Ja, Vind natuurlijk. iets waarvan jy baie hou, doen deeglike huiswerk oor of daar 'n mark is. Ja. En dan doen dit op 'n skaal dat as jy 'n fout maak, kan jy hom regmaak en jy kan weer gaan, regmaak en weer gaan. Ja, Want is bitter min ouens wat se eerste produk werk. Ongelukkig, ja, maar dit is Ongelukkig. moedig nie dan nie. Dis die punt. Ek is nou die dag sit ek in 'n raadsaal en op die bord staan daar 104. Ja. En ek vra vir jou, hoekom is 104 daar? Ja. Daar. Toe sê hy, ons het met 103 pogings het ons misluk. Die 104de Ja. poging was reg. Ja. So die ouens het 'n besigheid wat 103 keer misluk het. Ja. Die 104de keer het hy gewerk. Ja. En dis hoe besigheid gaan. Die feit dat 5 of 10 keer misluk, jy het nie gefaal nie, jy het geleer. Jy het geleer wat werk nie. Ja. Jy moet net daai wanneer jy die fout maak, moet hy jou nie sink nie. Ja. Jy moet kan sê ek leer hieruit en waarheen gaan ek vorentoe. Maar ek dink daar's 'n baie groot toekoms in Suid-Afrika vir mense wat die energie het, die passie het om kreatief iets te doen wat werk. Ja. En daar's legio suksesverhale in die hele wêreld. Die waar sien jy nisboere in Suid-Afrika in die vorentoe vir mense wat nou kyk en miskien of wil diversifiseer of iemand wat regtig net jy het hom vertel van mense wat 'n goeie lewe, al is dit 'n ma wat moet werk om 'n kind deur universiteit te kry. Sien jy, dink jy mense kan dit kan die geld maak uit 'n nisboerdery uit? Verseker, as jy jou huiswerk doen, Ja. Jy het passie Ja. en jy's bereid om foute te maak. Ja. Daar's geen kwessie, daar is legio geleenthede om nie net vir jou gesin te sorg nie, maar om surplus kapitaal te bou sodat jy kinders universiteit toe kan stuur, dat jy 'n beter toekoms kan bou. En ek dink dit gaan meer oor wat in jou kop aangaan.
as oor wat in die land aangaan. Onthou, dit gee nie om hoe sleg dit gaan in die ekonomie. Ja. Daar's altyd ouens wat suksesvol gaan wees. Dit gee nie om hoe swaar dit gaan daar buite. Daar's altyd ouens wat suksesvol gaan wees. Onassis, die skeepbouer, het altyd gesê, jy bou nie 'n skip om in die hawe te staan nie. Jy bou 'n skip om in stormweer te gaan seil. En dis die punt. Dit gaan nooit gemaklik gaan nie. Moenie wag vir een dag as dit lekker gaan nie. Dit gaan nie gebeur nie. Fokus op wat jy kan bestuur. Neem daai risiko, maar neem die risiko sodat jy kan herstel as jy 'n fout maak, dat dit 'n leerproses is. En ja, ek dink dis wonderlik as jy my oorvra, ek dink om jou eie besigheid, jou eie waarde te skep, daar's 'n ander waarde daarin ook. Dis 'n waarde van wie jy is, wat jy is, iets bereik, selfvertroue, dis wonderlik. Teun, verskriklik dankie weer eens vir al hierdie insette idees. Ons hardloop ongelukkige tyd, maar miskien sien ons mekaar binnekort weer. Corneille, baie dankie en ek moet julle gelukwens vir wat julle doen. Ek dink jy onderskat baie keer julle bydrae.